Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars. Baie welkom weer eens by hierdie uitsending. Kykers en luisteraars, ek glo vas en ek glo altyd dat die Vader, en ek sê dit gegrond uit die kennis wat ons uit die woord uit kry en in ons lewensondervinding wat ons optel, is dat die Vader altyd vir ons eers deur sy profesie en sy profete vir ons waarsku en tye vooruit vertel wat gaan gebeur. En dan dink ek wat die gebeure vooraf gaan, met ander woorde, voor hierdie profesie in vervulling gaan, wat dit vooraf gaan is fisiese tekens, fisiese gebeure, wat vir jou begin wys en dui, dat hierdie profesie is nou op pad om te gebeur, want jy begin al die eienskappe en die tekens in die gebeure sien. En van hierdie tekens en eienskappe wat ons in die afgelope jare gesien het, as ons terugdink aan die oproer wat daar in Robertson en in Montetjie, daar in die Westelike Kaap was, toe hulle die pakhuise so in die brand gesteek het. U kan dit onthou, toe daar gesinne was wat nie meer in hulle huise geslaap het nie, maar by vriende of vriendinne uit die gevaarzones uitbeweeg het en elders gaan slaap het. Ons onthou dit. U kan dit maar gaan naspeur op die internet. Daarna, 'n paar jaar gelede, het ons gesien die oproer in Wes-Transvaal, daar in Kolini, Lichtenburg, Delareyville, Sannieshof, daar na Mafeking se kant toe. Ons het daai tyd video's uitgegee daaroor, as ook hoekom Mafeking 'n groot rol speel en Taung. Maar ja, ek gaan nie dit alles herhaal nie. Dit was redelike aksies met momentum. Dis nou ongeag al hierdie duisende stakings en rooi hemde in die paaie en die mobilisasie van magte op die grond en grondmagte en paaie wat toegemaak word en dorpe wat toegemaak word. Dis geïsoleer, dis meer klein en klein gekoördineer. Maar daai in die Weskaap daai tyd was groter gekoördineer, groter momentum gekry. Daar in Westelike Transvaal, Wes-Transvaal, Noordwes het ook groter momentum. En toe het ons mos nou Natal, almal weet van Natal, ons het gesien die vinnige momentum wat dit daar gebou het. En ek glo dit alles is tekens. En ek wil amper sê raad en advies en waarskuwings wat die Vader bykomend tot sy profesie. Want sy profesie sê net, daar gaan geweld uitbreek, argument van halwe. Maar dan kom hierdie tekens, waar jy hierdie geweld begin sien, die voorbereiding, tot dan die vervulling van die profesie. En dis 'n genade onbeskryflik groot. En nou met die back and closure wat ons nou mee sit, kykers en luisteraars, is daar geweldige gemengde gevoelens rondom dit. Party uit sekere oorde uit word daar geweldig energie hier aan spandeer, video's gemaak, die gevare hiervan, hoe dit ook al sy. Aan die ander kant sal jy weer met 'n boer of twee praat wat sê, dis nie so ernstig as wat dit klink en is nie, dit maak nie vir my saak nie. Wat ek wel, gerugte wat ek, en is gerugte wat 'n mens nie kan bevestig nie, maar uit die oorde wat ek het ontvang het, dink ek tog is ek genoodsaak om dit net onder u aandag te bring. Ek dink dit is belangrik, ek dink dis my verantwoordelikheid om dit dan ten minste te doen. Ek sê weer vir u, dis nie bevestig nie, dis nie offisieel nie, ten minste in terme van hoe dit tot my gekom het, is dit nie offisieel. En hoe bevestig 'n mens dit? Daar's soveel vals berigte wat die ronde altyd doen, want dit is om die disinformasie en die verwarring te saai. Dis deel van die strategie van 'n opponent. En as ek praat van ons opponent tans, is dit hierdie wêreldmagte wat baie groot planne het vir die wêreld, as ook dan natuurlik vir Suid-Afrika, want Suid-Afrika is nie uitgesluit uit hierdie beweegrigting van die nuwe wêreldorde, Babylon, die nuwe digitaal, die stelsels wat hulle wil implementeer en forceer op ons om ons maar op die einde van die dag lewende robotte te maak tot hulle diens, né? Dis mos maar in kort opgesom. En gerugte wat ek ontvang het die afgelope 24-48 uur is 'n moontlikheid van 'n grendelstaat, 'n lockdown soos die meeste mense na hom sal verwys. En hoekom ek dit maar net noem, en ek gaan nie 'n lang video hiervan maak nie, is maar net dat u net besef dat so iets kan weer plaasvind. En dan dink ek is dit belangrik dat ons dan die lesse wat ons geleer het in die vorige grendelstaat met COVID, die vorige lockdowns met COVID, laat ons dan daardie lesse leer. En ek wil amper komies verwys, u onthou die vrouens wat daar in 'n makro amper vuis geslaan het oor toiletpapier. So maak seker jy het genoeg toiletpapier. Dis maar op 'n ligte noot. Maar ja, die erns hiervan is dat so 'n situasie kan hom herhaal
so 'n situasie kan geloods word vanuit 'n back and closure oogpunt en sê ons begin nou die beweging tussen provinsies beperk, want hier's nou 'n goeie rede, dis nou nie weer 'n tweede COVID nie, want hulle het 'n weerstand van oor die wêreld sien opbou teen dit. Die mense het 'n redelike weerstand teen so aksie, dink ek opgebou. So kom ons gebruik nou geïsoleerde situasies in Suid-Afrika. Hier's back and closure, so wat ek net sê, dit kan eweneens maklik gebruik, misbruik word en sê, ons moet nou hierdie beweging, hierdie back and claw, het hand uitgeruk, dis chaos, en ons moet nou 'n beperking stel op die beweeg tussen provinsies. Argumentsondalwe, weer 'n soort van 'n grendelstaat. Hierin wil ek nie enige paniek saai nie, ek dink nie is nodig om paniek hieroor te raak, paniekerig te raak hieroor nie. Ek dink is belangrik net om te sê, wat het ek in die vorige COVID grendelstaat, wat was my tekorte? Wat het ek gekort by my huis? Wat het ek gekort in terme van brandstof? Wat was my tekortkominge? En dan dink ek sal dit wys wees, in elk geval, in ten opsigte van die absolute onseker tye wat ons nou ingaan, wat ek met al die video's sekere elemente van onsekerheid vir u uitlig, en ek sal in volgende video's nog vir u uitlig, in terme van die straat van Hormuz, en wat daarbo kan gebeur, en die effek wat dit kan hê op ons stabiliteit, ons brandstofsekuriteit, en daarmee saam dan natuurlik ons veiligheid, uit die aard van die saak. As daar nie brandstof is nie, is daar chaos. Dis so maklik soos dit. Dis nie 'n moeilike afleiding om te maak nie. So ons sal na dit verwys, maar ek dink in elk geval is dit dalk belangrik vir u en vir my om weer op hy klip te gaan sit soos my pa gesê het. Gustaf, gaan sit op 'n klip en dink gereeld oor alles. Laat ons weer gaan sit en sê, wat se lesse het die Vader my genadiglik kon leer in die vorige grendelstand? Wat was my tekorte? Wat het ek nodig gehad? Kon ek die kinders by die skool gaan haal? Kon ek dit? As ek nie uit die provinsie kan gaan nie, bring dit deel van my beplanning. So, ek dink dit is die verantwoordelikheid wat ek ten minste teenoor u het, is om te sê, daar is gerugte wat die ronde doen. Ek sê die ronde, dit is spesifiek aan my vermeld, dit kan vals gerugte wees, dit kan net 'n moontlikheid wees, wat die regering daaroor wonder, miskien agter geslote deure. Moet ons dit, hoe ernstig is hierdie pandemie onder die vee, die back and closure, hoe ernstig is dit? Is daar meer boosheid agter dit alles? Is daar dieper beplanning agter dit alles? Ons is almal nou al baie sensitief, want ons sien altyd, deesdae is daar maar 'n slang in die gras. Dis nooit dat ons nie meer 'n slang in die gras kry nie. Maar dit maak nie saak nie. Die doel van hierdie video was net om vir u te sê, so iets is weer moontlik, kan weer gebeur. Dis nie nodig om 'n paniek te slaan, as ek dit so kan uitdruk nie, maar ek dink dit is nodig om te sê, wat se les het ek geleer? En wanneer en as dit weer kom, kan u mos nou daardie lesse toepas. Want u het mos nou dit daaruit geleer. Dis tog maar wat ons in ons lewensondervinding is, lesse uit elke ondervinding wat ons optel. Lesse te leer, en as jy, ons het 'n ou Afrikaanse spreekwoord wat sê, donkie stamp nie sy kop 2 keer teen dieselfde paal nie. Nou ja, laat u tog ook dan nie u kop 2 keer teen dieselfde paal stamp nie. So rig u self in, berei u self voor, leer uit die lesse uit van die Wes-Kaap, van die Noordwes-Transvaal, waar lekker momentum was, Natal, en dan natuurlik leer daardie lesse, pas dit toe om u self in die bes moontlike posisie te plaas. Sterkte en seën vir u. Tot 'n volgende keer. Totsiens.